Liewe vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel net graag 'n verdere gedagte met u rondom die hoëpriesterlike gebed van Jesus vir sy disippels. Jesus het nou hierdie disippels van hom bymekaar en ons kan in ons geestesoog sien hoe hy dan vir hulle begin bid. Dis nou die einde, hy's op pad kruis toe en dis nou nie meer lank wat hy saam met hulle gaan wees nie en nou begin hy ernstig vir hulle te bid. Nou lees ons in vers 8, want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee en hulle het dit ontvang en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het en hulle het geglo dat u my gestuur het. Nou Jesus is die woord. Johannes beskryf hom ook daar in die begin van Johannes. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. So Johannes stap saam met Jesus en hy sien Jesus is die woord. Hy sien Jesus is die lig. In hom is daar nie duisternis nie en hy kyk na die wêreld en hy sien die duisternis wat in die wêreld is, maar Jesus is die lig en Jesus is die woord. So die oomblik toe hulle vir Jesus ontvang, toe ontvang hulle die woord en toe hulle die woord ontvang, toe ontvang hulle vir Jesus. En nou bid hy vir hulle, omdat hulle hom ontvang het. Toe hy daar by die see geloop het en by die tolhuis gaan stil staan het en hulle geroep het, toe het hulle alles gelos en agter hom aangegaan, hulle is syne. En ons sien daar verder in vers 9, ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Hulle behoort aan God. Hulle het daar by die viswater en by die tolhuis en waar hulle was waar Jesus hulle geroep het, daar het hulle gesê ja. Daarom is hulle die eiendom van die Vader. Nou weet ons dat toe Jesus vir hulle intree, toe tree hy ook vir ons in. Elke een van ons wat die dag vir Jesus gesê het, ja, ek ontvang u, ek vertrou u met my hele lewe, ek verlaat my algeheel op u vir my geestelike lewe, daardie dag, toe ek die eiendom van God, en omdat ek die eiendom van God die Vader is dit belangrik vir Jesus. Die Vader gee ons aan die Here Jesus. Nou sê hy, alles wat myne is uwe, en wat uwe is myne, en ek is in hulle verheerlik. Nou kan u dink, Jesus is in hulle verheerlik. Hulle is die nietigste van almal. Ons het gesê, as jy jou werk aan iemand moes agterlaat, sou dit nie aan daai 11 gewees het nie. Hulle was nie die bestes en die slimstes en die grootstes nie. Hulle was maar die minste en die nietigste. En Jesus sê, hy's in hulle verheerlik. Onthou, net so rukkie verder, sal hulle almal weghardloop. En die een wat die segsman is, hy gaan sê, ek weet nie wie hy is nie, ek ken hom nie, ek weet van hom niks nie. Maar hy sê, hy's in hulle verheerlik. Nou kan u dink, weet u, Jesus kyk nie soos ons kyk nie. Jesus kyk op 'n totale ander manier. Jesus sien wat het gebeur op Pinksterdag, toe die Heilige Gees uitgestort is. Jesus het gesien wat het gebeur na Pinksterdag, toe hy in hulle gewerk het en die werk in hulle gedoen het. So Jesus kyk vandag na u heeltemal anders as wat u na u self kyk. Ons het gesê, die bruid kyk na haarself en die bruid sien sy's bruin gebrand. Die bruid sê, sy's verniel. Die bruid sê, die omstandighede het haar verbrand, het haar mishandel. En so kyk ons na onsself. God kyk op 'n totale ander manier. God sien die potensiaal. God sien dit wat hy in u lewe doen. God sien die eindproduk raak van wie u is. En daarom sê hy, Jesus is in hulle verheerlik. Hy sê in vers 11, ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld en ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in u naam, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Hulle een kan wees, so daardie disippels, daardie paar, sou een wees, net soos Jesus en die Vader in hom. Een is, so sou hulle dan ook een wees. En nou kom dit vandag na ons toe. Ons, die kinders van die Here op aarde, is een. En ons moet 'n eenheid wees. Jesus sê, wanneer die wêreld dan
die liefde onder ons vir mekaar sien, dan gaan dit hom nader trek. Dan gaan dit die wêreld nader trek. Soos die Vader en die Seun en die Heilige Gees een is ons. So die basis vir ons eenheid is die eenheid van die Godheid. Ons is een. Hy sê, toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan, behalwe die seun van die verderf. So Jesus sê, luister nou, toe Jesus hier op aarde was, toe het hy oor daardie paar, het hy gewaak. Hy het oor hulle gewaak. As hulle in die boot in 'n storm was, dan het hy na hulle toe gestap, dan het hy die storm stil gemaak. As hulle nie geweet het wat om met die maansieke kind te doen nie, dan het hy opgedag, dan het hy die probleem opgelos. As hulle nie 'n sieke kon gesond maak het, dan was Jesus daar, dan het hy dit gedoen. Oor hulle het hy gewaak. En nou sê hy, gaan hy weg na die Vader toe, en hy bid nou vir hulle, vir die beskerming en die bewaring. Nou net soos Jesus toe hy op aarde was, oor hulle gewaak het, net so waak hy vandag oor elke een van ons. Ons weet, dit is wat Jesus gedoen het, toe hy gaan sit het aan die regterhand van die Vader. Daar is hy die groot hoëpriester wat vir ons intree. Daar is hy die een wat vir ons waak, wat oor ons waak, wat oor ons beskerming besorg is en vir ons intree, want dit is wie hy is. Dis sy karakter, dis wat hy elke dag doen. Hy waak oor ons net soos hy oor hulle gewaak het. Hy was besorg oor hulle elke een, was besorg oor hulle tot die einde toe, en soos hy oor ons ook besorg. Nou sê hy, maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. So nou sê Jesus, sy blydskap moet in ons volkome wees. Die vrug van die Gees is liefde, blydskap. En dis die blydskap, hy sê moet in ons volkome wees. So Jesus sê, hy gaan op, so Jesus word verheerlik, sodat die Heilige Gees uitgestort kan word, sodat ons die Heilige Gees binne in ons kan hê, sodat ons die blydskap van Jesus volkome kan hê binne in ons. So elke dag moet ons in die blydskap van die Here Jesus wandel, die volkome blydskap wat hy vir ons in gedagte het, die blydskap waarin hy gewandel het, moet in ons wees, moet in ons elke dag volkome wees. En nou kyk ons na hierdie hoëpriesterlike gebed, en ons sien die hart van die Here Jesus. Ons sien wie hy is, ons sien sy karakter, ons sien sy besorgdheid oor hierdie disippels, hierdie eiendom van hom, wat deur die Vader aan hom gegee is, en ons sien, dis wie hy is, dis wie hy vandag is, dis wie hy vir my is. So ons kan groot vrymoedigheid hê, om in hom te rus, sy volkomenheid, sy verheerliking te rus, en weet, elke dag, as ek die Heilige Gees plek gee in my lewe, luister na die stem van die Heilige Gees, dan word Jesus in my verheerlik. Mag die Here u baie, baie ryklik seën. Mag sy wonderlike blydskap elke dag die deel van u lewe wees. Mag u wandel en lewe in die blydskap en die vreugde van die Here Jesus, want dis wie hy is, dis sy karakter, dis die vrug van die Gees, en dis wat hy vir ons wil wees. So ons gee oor aan hom, en ons gee die blydskap, die plek in ons lewe, wat hy graag wil hê. Mag u dit ervaar, mag dit u belewenis wees, elke dag van u lewe. Die Here seën u.